Jesus. Maak net Jesus groot. En soos wat ons hom groot maak, sal hy die mense na hom toe trek. Jesus is ons Messias. Hy is ons sterk verlosser. Hy is ons groot geneesheer. Hy is ons anker. Hy is die soetroos van Saron. Hy is die blinkbare ster. Hy is die sterke God, die ewige Vader en die vredevors. Hy is my koning. Hy is my verlosser. Hy is my krag en my psalm. O, Jesus, daar is niemand soos U. En ons maak net U naam groot vanmôre. It's all about You, Lord. It's all about You. Halleluja. Halleluja. Ag, liewe vriende, ek is so bly en dankbaar dat U saam met my vanmôre opgestaan het. En dat U vanmôre die regtig besluit geneem het om hier te wees. Soos hy net sê, I trust that you won't leave here like you came. In Jesus' name. Ons is in die boek van Handelinge, die 7de hoofstuk. Nee, ons is definitief in Handelinge vanmôre. En vanmôre is 'n lerende boodskap. Want ons gaan vanmôre die saak van Christus as die Messias gaan ons verdedig. Want dit wil vir my voorkom asof die titel van Christus as Messias geweldig onder die spervuur kom in hierdie dag. En ons weet hoekom hulle dit doen, want selfs onder die Christenkerke is daar 'n neiging na ecumenism toe. Julle weet wat ecumenism is? Wat? Ekskuus? Hy woord is te groot vir ons almal. Ja, dit is eintlik eenvoudig. Daar's 'n ekumeniese gemeenskap wat besig is om te vorm, en al lankal besig is om te vorm, onder alle kerke, wat die Christenkerke insluit. Wat beteken dat ons almal vat oor alle godsdienstgrense, vat almal hande. Maak nie saak of jy moslim is, en of jy Jehovah getuie is, en of jy nou 'n Latter-day Saint is, en of jy Pinkster of gereformeerd is, of jy LGBTQ Christen is, of wat, almal vat hande, want ons almal glo in God. En daarom sê almal dat dit maak nie saak wat jou geloof is nie, solank jy glo daar is 'n God en jou geloof in hom sit, dan is ons almal broers en susters. En om dit te kan regkry, moet ons Jesus Christus uit die pad uitkry. Want Jesus Christus is die struikelblok wat maak dat ons nie kan hande vat met almal nie. Want ja, Christendom is 'n eksklusiewe gemeenskap, maar ook 'n inklusiewe gemeenskap. Ons is eksklusief in die sin van dat almal kan 'n kind van die Here word. Maak nie saak wat is jou velkleur, jou agtergrond, jou kultuur, jou taal nie. Almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En elkeen wat hom aanneem, aan hulle het hy die mag gegee, Johannes 1:12, om kinders van God genoem te word. So, Christendom is eksklusief. Maar dit is ook inklusief. Want die enigste manier, en die enigste deur, en die enigste weg waardeur jy 'n Christen kan word, is deur Jesus Christus. Daar is geen ander manier wat jy in 'n verhouding met God kan staan sonder om deur sy seun tot God te gaan nie. Daar is nie 2 of 3 of 5 weë nie, daar is net een weg. Wat sê Efesiërs 4? Een Here, een geloof, een doop. Maar wat ons vandag sien is, ons kry 'n neiging onder die godsdienstgroepe van veelgodery. Almal, baie lei na Rome toe. Ons sê nee, jy is my vriend, as jy 'n vriend van Christus is. So ek wil vanmôre die saak aangaande Christus verdedig. En dit is nie iets niets nie. Ons sien selfs in die dae van die apostels, moes die naam van Christus verdedig word. En een van daardie apostels was 'n man met die naam van Stefanus.
En ons sien hoe hy die saak van Christus verdedig en saam met dit ook homself moet verdedig voor die godsdienstraad van die Jode. Hy moes homself voor die kerk verdedig in die naam van Christus hersien onder hulle. Nou, kom ons lees net voor ons lees. Hierdie hele Handelinge 7 vind ons waar Stefanus homself as ware verdedig voor hierdie Joodse raad en in sy verdediging sien ons dat hy hersien as ware die hele geskiedenis van die Joodse volk. En in die hersiening van die geskiedenis van die Joodse volk haal hy vir Moses aan as een van die hooffigure in die geskiedenis van die Joodse volk. En hy haal Moses spesifiek aan want hy wil die naam van Jesus verdedig, dat hy wel die Messias is, soos wat geprofeteer was in die Ou Testament. En hy gebruik Moses as 'n hooffiguur om die Messiaskap van Christus te verdedig. Nou kom ons lees net vers 37. Ons het nou nie tyd om die hele Handelinge 7 te lees nie, maar ek wil graag die aandag fokus op vers 37. Dan sê ek by Handelinge 8. Vers 37. Dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het, die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers, net soos ek is. Na hom moet julle luister. Die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers, net soos ek is. Na hom moet julle luister. En hy verwys na hierdie woorde terug na Deuteronomium 18 vers 15, waar hierdie profesie uitgegaan het. Nou deur die eeue heen, miskien net voor ek verder gaan, kom ons bid net eers gou weer. Is dit reg? Voor ons nou in die vleis ingaan. Hemelvader, in Jesus naam, neem ek elke gedagte gevangen nou, tot gehoorsaamheid aan U. Elke skans wat opgewerp is, teen die kennis van God, breek ons af in Jesus naam. Here, ons is vanmôre besig hier met heilige dinge. Ons is vanmôre besig om die saak aangaande Christus te verdedig teen 'n bose wêreld wat Jesus wil wegredeneer. Maar ons staan nie daarvoor vanmôre nie. Here, en ons stel ons gedagtes nou op U. Ek vra Here vir 'n ontvanklike hart. Ek bid vanmôre dat die grond goeie grond sal wees waarin die saad van die woord gesaai sal word. En ek vra vanmôre dat daar vanmôre krygsmanne hieruit sal opstaan wat sal sê, ek staan op vir Jesus. Ek sal sy naam bely en ek sal my nie skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elke een wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek en vir almal wat hom aanneem. Ek dank U nou, Here, vir U woord. U woord is sterker as 'n tweesnydende swaard, maar U woord het ook gekom om skeiding te bring tussen lig en duisternis, tussen waarheid en valsheid. En ek bid vanmôre dat die heilige woord, die waarheid, sal skei van die dwaal. In Jesus naam. Amen. Amen. Skus, ek moes dit net van my hart afkom. Right up. Nou goed. Deur die eeue heen sien ons dat die Joodse gemeenskap het hierdie vers gebruik om te sê dat dis 'n vers wat verwys na die Messias. Met ander woorde, hierdie vers openbaar vir ons wie die Messias sal wees. Nie by naam nie, maar watter tipe persoon hy sal wees. Want hy sê, die Here sal onder julle broers 'n man verwek soos Moses. Amen.
En hulle gebruik hierdie vers om te sê dat hierdie vers diskwalifiseer Jesus as die Messias. En die rede hoekom hulle dit sê is nommer 1, dat hierdie profesie wat gaan oor wie die Messias gaan wees, sê vir ons dat die Messias gaan 'n mens wees. Want hy sê, hulle interpreteer dit so, 'n mens soos Moses. En Moses was 'n mens. Daarom sê hulle, die Messias sal 'n mens wees. En dis waar hulle begin. Die tweede punt wat hulle maak, is om te sê, dat Jesus Christus het self aangaande homself gesê, dat hy die Seun van God is. En omdat hy gesê het, dat hy die Seun van God is, kan hy dus nie die Messias wees nie, want die Messias gaan 'n mens wees. Sien julle, hoe slim is die vyand, hoe hy die gedagtegang van mense draai, en die skrif gebruik teen Jesus. Hy gebruik die heilige skrifte, wat alles oor Christus gaan, om Christus te diskwalifiseer. Nou, my liewe vriende, ek wil gou vir jou 'n vraag vra. As dit dan so is, dat die Messias 'n mens is, dan is die natuurlike vraag wat daaruit vloei is, hoe gaan ons weet dan? Wie is die Messias, wanneer hy op die toneel verskyn? Want dit kan enigiemand wees, nie waar nie? Want hy gaan 'n mens wees, volgens hulle. Die antwoord wat hulle gee is, wel, soos wat Moses vir die volk die tabernakel gegee het, sodat die volk 'n plek kan hê waar hulle kan aanbid, so sal die Messias wat nog moet kom, voorsien dat die Jode se tempel weer herbou gaan word, sodat hulle weer 'n plek sal hê van aanbidding. Sien jy hoe werk hulle dit uit? Het sal 'n man wees soos Moses. Wat het Moses gedoen? Moses het die ark vir die volk gegee. So sal die Messias, soos Moses, ook vir ons 'n plek van aanbidding gee. Nou raak dit gevaarlik. Want jy sien wat nou gebeur is, ons weet dat die skrif leer vir ons, dat daar wel eendag 'n tempel gebou sal word. Maar, die een wat vir Israel sal inlei in die herbou van die tempel in, gaan 'n Messias wees, maar nie die Messias nie, 'n vals Messias. Nie die Messias van die Jode nie, maar die Jode omdat hulle dink dat die Messias gaan vir hulle die tempel gee, want die God sal vir hulle 'n man verwek onder hulle broers, wat vir hulle 'n man soos Moses. So dink hulle, die Messias is die een wat vir ons die tempel sal laat herbou. En daar's die stryk wat opgestel is. Want daar gaan so 'n man kom, en hy gaan vir hulle toelaat om die tempel te herbou, maar hy gaan 'n vals Messias wees. En die skrif het gewaarsku daarteen. Jy kan gou 'n paar skrifte opslaan as jy wil. Daniël 9 vers 27. Kom ons kyk net gou na enkeles. Mense, is hierdie vir julle interessant? Ja. Of is dit nou net vir my? Jy sien broers en susters, ons is besig om diep te groei. Ons is besig om mekaar sterk te maak in die woord, sodat wanneer die misleiding kom, dat ons hulle kan antwoord gee. Want ek weet nie van u nie, maar dit kom al reeds na my kant toe. En as dit nog nie na u kant toe gekom het nie, hou maar vas, dit gaan kom. Mense gaan vir u begin vra. En hoe wonderlik sal dit wees, as ons die wat dalk mislei is, deur dwaalleringe, weer kan reghelp op die regte pad. Nou Daniël 9:27, daar staan, en hy, dit is die antichrist, die vals Messias, sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week, ons weet daai week verwys na die 7 jaar groot verdrukking. En gedurende die helfte van die week, met ander woorde na 3,5 jaar, sal hy slagoffer
en spysoffer laat ophou. Met ander woorde, hierdie anti-Christ gaan met die Jode 'n verbond sluit en sê, ja, julle kan maar weer julle offers bring. Waar gaan die Jode offers bring? Dan moet 'n tempel wees om offers te bring, nie waar nie? So slagoffer en spysoffer gaan gestaak word, afgedoen word om te staak na 3,5 jaar. Net soos die boek Openbaring vir ons leer. En op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde. En wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Right? Nou vergelyk hierdie spysoffer en slagoffer met Daniël hoofstuk 12. En jy lees in vers 11. Hy sê, en van die tyd af, dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word. Hierdie ontsettende gruwel is heel waarskynlik 'n beeld wat die anti-Christ van homself in die tempel gaan oprig. Dis dieselfde ontsettende gruwel waarvan Matteus 24 vers 15 praat. Jy sê dit gaan dieselfde herhaling wees as toe die Griekse Antiochus Epiphanes in die tempel ingegaan het, die wat Griekse geskiedenis ken, en 'n vark gaan offer het binne in die tempel, en van die kamers het hulle plek gemaak waar hulle vroue gekry het waar mans mee kan verkeer binne in die tempel. Hy het die tempel ontheilig. So sal hierdie anti-Christ ook inkom en die tempel ontheilig. En hy sal onder andere 'n beeld van homself oprig. Die verhooging van die mens binne in die heilige tempel van God. Dis waarvan hierdie gedeelte praat. En hy sê tot die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Dan natuurlik kan jy gaan kyk in Matteus 24 vers 15. Hy sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is, deur die profeet Daniël, wat ons nou van gelees het, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet hy in Judea wees, na die berge vlug. Dan vertel hy wat die Jode moet doen, wanneer dit gebeur, in daai verdrukkingstyd. Jy lees daai dan verder. Dan as jy gaan na 2 Tessalonisense, die 2de hoofstuk, en wel vers 4. Die teestander wat homself verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Het dit al gebeur? Nee, dit het nog nie gebeur. Want daar is nog nie 'n tempel nie. Die tempel moet eers gebou word. Dan sal hy in die tempel sit en voorgee dat hy God is. Miskien nog so enetjie, daar in Openbaring, die 13de hoofstuk. Ons lees daar vanaf vers 4. Hy sê, en hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslastering uitspreek. Jy sien, die draak het aan die dier die mag gegee. Die draak is die duiwel self, die dier is die antichrist. En die draak het aan die antichrist groot woorde en godslastering in sy mond gesit om uit te spreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. Met ander woorde, die tweede 3,5 jaar. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel, en die wat in die hemel woon te laster. Kan jy sien? Die tabernakel. En ek weet het verwys na die tempel, want as jy hoofstuk 11 lees van die 2 getuies, dan vers 1 en 2, hy sê, en 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God, en die altaar, en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat, en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee. Daarom is die oortuiging dat die tempel gebou sal word op die dorpsvloer van Aurora, daar waar die El Ask Mosque staan. Noord van die El Ask Mosque is daar 'n oop spasie waar
die oortuiging is die tempel herbou sal word. Daarom, hulle gebruik hierdie Openbaring 11 om te sê, dis hoekom hulle nie die buitehof kom eet nie, want dis aan die heidene gegee. So, dit is waar my aandag is wat gebeur? Wat gebeur op die oomblik in Jerusalem aangaande die herbou van die tempel? Want dis God se sekondesyfer, die tempel. Die geskiedenis van Israel is God se uurglas, maar die tempel is die sekondesyfer. En wanneer ons hoor van die herbou van die tempel, mense, ek weet nie of ons nog hier gaan wees nie, maar miskien is daar klanke. Hoe meer klanke jy hoor, hoe meer moet jy weet, it's very, very soon, we are going to see our King. Halleluja! So ons sien dat die Jode gaan wag vir 'n Messias, en hy gaan 'n Messias kom, en hy gaan homself voorgee as hulle Messias, maar dit gaan 'n vals Messias wees. Dit gaan 'n vals Messias wees. Alright? So, ons sien al hierdie dinge, en Stefanus is besig om Moses te gebruik, om vir die volk te sê, dat Jesus is eintlik die Messias, maar hulle wil dit nie glo nie, en hulle sit hulle self op, om 'n vals Messias te volg in die toekoms. Weet jy wat het Jesus gesê in Johannes 5 vers 43? Hy sê, ek het gekom in die naam van my Vader, en julle het my nie aangeneem nie. Hy sê, maar daar gaan eendag iemand kom in sy eie naam, en hom gaan julle aanneem. In ander woorde, die Jode gaan 'n vals Messias aanneem, wat kom in sy eie naam. Maar Jesus, die ware Messias, wat in die naam van sy Vader gekom het, hom het hulle nie aangeneem nie. Kyk wat sê Paulus, in 2 Tessalonisense waar ons nou net was, maar net 'n bietjie verder af. In vers 9 tot 12. Hy sê daar, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leer, en met allerhande verleiding van die ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om gered te word. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur. Ons weet daar is 'n sluier oor die Jode se oë getrek. Eendag sal hy sluier gelig word volgens Romeine 11, en dan sal almal gered word, maar dit sal eers wees aan die einde van die groot verdrukking. Dan sal die sluier gelig word. Maar nou is hulle versluier, en God het daar die sluier oor hulle gesit, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Alright. Nou, liewe vriende, die Jode sê, Jesus is nie die Messias nie, want die Messias gaan 'n mens wees. En hy gaan 'n man wees soos Moses. En Jesus kan nie die Messias wees nie, want hy sê hy is die seun van God. Maar weet jy wat? Ek weet nie of hulle nie die skrifte lees, soos wat dit vir ons geskrywe is nie. Want as jy die Ou Testament gaan lees, dan sal jy sien, daar word gereeld na die Messias verwys, as die seun van God. Hulle sê, Jesus kan dit nie wees nie, want hy sê hy is die seun van God. Maar die Ou Testament leer vir ons, dat die Messias is die seun van God. Kom ek wys gou vir u. Is jy nog met my? Dis interessant, is dit nie? Kyk gou, Jesaja, ons almal ken dit baie goed. 9 vers 5, ons hoef nie eens te blaai nie. 'n kind is vir ons gebore, en dan, wie se seun? Hy is die seun van God. En dan gaan hy verder en hy sê, en hy word genoem wonderbaar. Raaks, maar na wie verwys dit? Jesus Christus. Maar Jesaja 9 vers 5 sê, 'n seun is aan ons gegee. Hy is nog nie 'n aardse pa se seun nie, hy het geen vader gehad nie. Hy is uit 'n maagd gebore. So wie se seun is hy? Sê jy vir my. Ek kan nie verstaan nie hoe interpreteer die wat sê dat Jesus kan nie die Messias wees nie, want hy is die seun van God. Hy sê hy is die seun van God. Maar hier, en hulle sê in Jesaja 9:5 dat dis 'n messiaanse skrif. Maar hierdie messiaanse skrif sê dan, 'n seun is aan ons gegee. Kyk dit 'n bietjie voor na Jesaja 7 vers 14. Hy sê, en die maagd sal swanger word
en 'n Jesaja 7 vers 14. Nee man. Sorry. Ja. Lees hom sommer as straf, lees hom nou. Lees hom daar, soos wat hy daar staan. Jesaja 7 vers 14a. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Ja. Kyk, die maagd sal swanger word. Die seun 'n baar en hom Immanuel. Amen. Dankie broer. So ons sien, daar word gedurig na hom verwys as 'n seun. Kyk gou vinnig na Psalm 2, terwyl ons nou op hierdie gedagte is. Kyk wat sê Psalm 2 vers 6 en 7. Hy sê, en tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Vandag het ek U gegenereer. Die Messias word daar verwys as 'n seun. Wie se seun? God se seun. Nie waar nie? Hebreërs 1 vers 11. Hebreërs 1 vers 8 sê dieselfde. U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En dan natuurlik, miskien nog net enetjie. 1 Kronieke 17. Vanaf vers 11. En as jou daar vol is om heen te gaan saam met jou vader, sal ek jou nakomelinge wat uit jou seuns sal wees laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my 'n huis bou en ek sal sy troon bevestig tot in ewigheid. Nou mense sê dit verwys na Salomo, maar hierdie is 'n messiaanse profesie. Want sy troon is bevestig tot in ewigheid. Wie se troon is bevestig tot in ewigheid? Christus se. Is Salomo nog met ons? Nee, so dit kan nie Salomo se troon wees nie, want Salomo het gesterf. Hierdie is 'n messiaanse psalm. Ek sal vir hom 'n vader wees. Kyk wat sê God daar. Ek sal vir hom, vir wie? Die een wie se troon bevestig is, Jesus. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n Mense, hoeveel skrifte moet ons nog nagaan? So julle sê, Jesus kan nie die Messias wees nie, want hy sê hy is die seun van God en die Messias moet 'n mens wees. Maar julle skrifte sê dan, dat die Messias is die seun van God. Now you can take that to the bank. So as hulle weer vir jou vra, vat hulle dan hierdie skrifte toe. Is dit reg? Nou Stefanus kom, en hy sê, dat die Messias sal 'n man wees soos Moses. En hy gebruik daardie profesie om die Messiaskap van Jesus te verdedig. Nou, in watter opsig was Jesus 'n man soos Moses? Ons almal ken daarom redelik goed Moses se geskiedenis, nie waar nie? Maar kom ons dink gou 'n bietjie. In watter opsig was Jesus 'n man soos Moses? Nommer 1. Dink aan die wonderwerk gebeure wat plaasgevind was toe Moses nog 'n baba was. Kan jy onthou hoe Farao bevel gegee het dat alle kindertjies gedood moet word en hoe Moses bonatuurlik bewaar was van die dood? Hoe God hom beskerm het? In dieselfde asem kan jy onthou toe Jesus gebore was en toe Farao bevel gegee het dat alle seuns onder 2 jaar in Bethlehem gedood moet word. En hoe God dit so bewillig het, dat Jesus bewaardig gebly het. So in daardie opsig, was Jesus 'n man soos Moses. Want hy het dieselfde ervaring gehad, soos wat Moses gehad het, as 'n baba. Verder, was Jesus 'n man soos Moses, want Moses het groot geword in die paleisgange van Farao. En hy het geleerdheid gekry in die universiteite van Egipte. En hy was in Egipte gewees tot watter ouderdom? 40. Totdat hy 40 was. Alright? En toe hy 40 jaar oud word, toe stap hy eendag buite rond. En hy sien Egiptiese slawedrywer slaan een van die Hebreëse slawe. En wat doen Moses?
Hy val op hom aan, en hy maak hom dood, die slawedrywer, en hy begrawe hom in die sand, net daar. En toe die volgende dag, toe stap Moses weer buite rond, maar toe sien hy 2 Hebreëse mans beklei met mekaar. En hy stap toe na hulle toe, en probeer die geveg opbreek. Maar wat sê die Hebreëse mans vir ons? Vir hom? Hoe kan jy vir ons kom opbreek? Het jy gekom om ons ook dood te maak? Soos wat jy die slawedrywer gister doodgemaak het. En hulle vra vir hom, jy gaan lees dit in Eksodus 2, vers 14. En hulle vra vir hom, wie het jou as regter en owerste oor ons aangestel? Jy sien, Moses het op daardie stadium gedink dat die Hebreërs sal op daardie stadium geweet het dat God hom gestuur het eintlik om hulle te verlos, dat hy is eintlik daar vir hulle. Maar wat doen die Hebreërs? Hulle verwerp hom. Wat doen Moses? Hy vlug in die woestyn in. En hoe lank het hy in die woestyn gaan bly? 40 jaar. Ja, is dit nie interessant nie? Hoe lank was Jesus in die woestyn? 40 dae, voordat hy op sy missie gegaan het, om die boodskap van verlossing te bring. 40 jaar was Moses in die woestyn, en na 40 jaar verskyn God aan hom in 'n, was dit nou 'n besembos of 'n braambos of 'n, was dit 'n braambos, né? Praat van 'n braambos. Braambos. Verskyn die Here hom in 'n braambos en gee hom bevel om terug te gaan om die volk te gaan verlos. Nou fast forward na die tyd van Jesus. Jesus kom na die Jode toe om hulle te kom verlos, om die boodskap van die koninkryk van God na hulle toe te bring. Wat doen die Jode? Hulle verwerp hom. Hulle herken hom nie as die Messias nie. Hulle verwerp hom. En Jesus gaan toe weg. En hy's weg vir 'n lang tyd. Net soos Moses ook weg was vir 40 jaar, is Jesus weg vir 'n lang tyd. En hy sal eendag weer terugkom. Maar wanneer hy terugkom, wat gaan dan gebeur? Dan gaan die Jode hom aanvang as die Messias. Net soos wat toe Moses die tweede keer teruggegaan het, het die Hebreërs hom aanvaar as die Messias. So sien u die spieelbeeld? As jy gaan lees Matteus 24:39, het hy gesê, Jerusalem, julle sal my nie weer sien, totdat julle sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here nie. So in daai opsig was Jesus 'n man soos Moses. Hy was verwerp die eerste keer, maar hy sal aanvaar word die tweede keer. Kan ek nog een opsig noem, waar hy 'n man was soos Moses? Moses was die een gewees wat die woord van God na die volk gebring het. Op die berg Sinai, in Eksodus 19:20. Ons sien hoe God aan Moses verskyn het op die berg, en hoe God vir hom die 10 gebooie gegee het, en die wet, sodat hy dit aan die volk kan oordra. Maar ons weet dat toe hulle daar op die berg was, het daar groot dinge gebeur, want die volk mag nie aan die berg geraak het nie. So daar was weerlig, en 'n wolk het oor die berg gehang, en daar was vuur, en daar was 'n groot geluid, soos 'n ramshoring wat blaas, en die berg het gebewe. Ek meen, dink nie, jy staan onder so 'n toneel. Ek weet jy, hy sê, hoe sal jy dapper genoeg is om nader te gaan, of sal jy liever maar wegstaan? Ek sal liever wegstaan. En God gee in daardie toneel vir Moses die woord wat hy na die volk toe moet bring. En toe Moses afkom van die berg af, toe is die volk absoluut vreesbevange. En wat sê hulle vir Moses in Eksodus 20 vers 19? Lees wat gou daar. Dis toe Moses nou afkom van die berg af. En hulle sê vir Moses, spreek u met ons, dat ons kan luister. Ja, ons wil nie self na God, praat u met ons, dat ons kan luister. Maar laat God nie met ons spreek nie,
Anders sterf ons. So Moses was die middelaar wat die woord van God na die volk toe moes bring. En liewe vriende, in daardie opsig was Jesus 'n man soos Moses. Want hy het die woord van die ewige God na ons toe gebring. Kyk gou. Daar in Deuteronomium 18. Dit was van hom geprofeteer, dat hy die een sal wees, wat die woord van God na ons toe sal bring. Deuteronomium 18. Lees daarvan in vers 15. En vers 15 is die profesie wat na verwys was deur Stefanus in Handelinge 7. Hy sê, 'n profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. Wie is hierdie profeet? Dis Jesus. Kyk wat sê aangaande hom. Net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Dis wat die volk gesê. Toe het die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het. God wou dit so gehad het. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek. Nou praat ons in die toekoms. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê. En hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Nou, liewe vriende, toe kom Jesus. Dit was aangaande hom geprofeteer. En wat het Jesus aangaande homself gesê? Kan ek vir julle gou wys wat het Jesus aangaande homself gesê met betrekking tot die woorde wat hy spreek? Gaan gou vinnig na Johannes 3. Johannes 3. En ons gaan nie vers 16 lees nie. Daar is soveel mense wat dink as hulle Johannes 3:16 ken, hulle ken die Bybel. Ja, ek lees my Bybel. Ek weet wat staan in Johannes 3 vers 16. Dan vra net vir my, wat staan in vers 15? Nee, is nie belangrik, ja. Ons weet wat staan in vers 16. Kyk gou wat sê vers 34. Hy sê, want hy wat God gestuur het, wie is die hy? Die Seun, Jesus. Spreek die woorde van God. Want God gee hom die Gees nie met mate nie. Die Vader en die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo in die lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. So ons sien hier dat God het die woorde vir hom gegee. Deur die Gees wat op hom neergedaal het. Liewe vriende, ek wil vir jou vra, is jy vervul met die Heilige Gees? Want dis is iets wat saam met die vervulling met die Heilige Gees kom. Skielik maak die Bybel vir jou sin. Ek weet nie hoe lees mense die Bybel sonder die Heilige Gees nie. Want dit bly vir jou Grieks. As die Bybel vir jou Grieks is, dan is my vraag, is jy vervul met die Heilige Gees? Of het jy dalk net 'n skynvervulling gehad? Want die oomblik as die krag van God jou deel word, dan lees jy die skrifte deur die bril van die Heilige Gees. Dan gaan dit vir jou oop. Dan word die skrif lewend. Kyk gou, wat sê Johannes 7 vers 16? Hy sê daar, Jesus antwoord hulle en sê, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. Kan jy dit sien? Johannes 12:49. Hy sê, want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee, wat ek moet sê en wat ek moet spreek. Dit is so duidelik. Dit moet Jesus wees waarvan geprofeteer was in Deuteronomium 18 vers 15 tot 18. Dit moet wees, want Jesus sê, dit aangaande homself. 'n profeet,
aan wie God die woord sal gee. En Jesus sê dit van homself. Miskien net nog enetjie. Johannes 14, ons bly sommer in Johannes 14. En daar vanaf vers 8. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader. En dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is al so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Dit moet Jesus wees. Ek kan maar sê amen, of ek stry met jou pastor, of, maar dan moet ek sê, jy kan met my stry, maar gee my die skrif. Waar is jou vers? Amen? So dis vir my redelik duidelik, dat dit moet Jesus wees. Maar die Jode verwerp hom. Jy sien, dit is as gevolg van die Jesus, wat die woord van God gespreek het, wat gemaak het, dat duisende mense Jesus gevolg het. Want hy die woord van God gespreek, en die woord van God is lewe. En die mense het hom gevolg, want het was 'n lieflike woord. Maar ons sien dat dis daai selfde woord, wat gemaak het, dat die godsdienstleiers van daardie dag hom verag het en hom verwerp het. Hoekom het hulle hom verag en verwerp? Want die woorde wat Jesus gespreek het, het gemaak dat die volk wegbeweeg het van die godsdienstleiers af, agter Jesus aan. So hulle het hulle beheer oor die volk verloor. En hulle was besig om hulle magsposisie af te staan. Deur die woord wat hy gespreek het. Jy sien, die woorde wat Jesus gespreek het, was woorde van liefde. Dit was woorde van vergifnis. Dit was woorde van genade. Maar wat 'n woord het die godsdienstleier gespreek? 'n letterlike vertolking van die wet, wat afgeforceer was op die volk, en dan was die volk vrees ingeboesem, en wat hulle het gepreek, die wraak van God gaan op jou neerval, as jy nie elke wet tot die letter toe onderhou nie. So het was 'n vreesbewind. Maar hier kom Jesus, en hy sê, hê die Here jou God lief, en jou naaste soos jouself. Doen goed aan die wat vir jou kwaad doen. Seën die wat jou vervolg. Dit was so anders op hulle ore. En die mense het agter hom aangestroom. Maar die Jode het hom verag, as gevolg van die woord wat hy gespreek het. En hier staan Stefanus nou, voor die juiste mense, wat Jesus gekruisig het, oor die woorde wat hy gespreek het. En hier staan Stefanus voor dieselfde mense, wat net nou die dag Jesus gekruisig het, en hy verdedig Jesus. Wat 'n man! Hy stap in die mond van die vyand in, en hy sê, ek is hier om daai man wat julle gekruisig het, oor die woord van God wat hy gespreek het, ek is hier om te sê, you made a big mistake. You made a big mistake, en ek staan nie alleen, ek het nie as leiwagter nie, vandag se predik is almal leiwagter, ek weet nie wat is die ding. Stefanus het nie leiwagter gehad nie, as er nou iemand is wat ek dink maar iemand moes saamvat, was dit nou hy. Maar nee, ons bring sommer leiwagter kerk toe. Wat se vyand is in die kerk, het jy leiwagter nodig het? Het Paulus met leiwagter rondgeloop? Hier staan Stefanus, man alleen, en hy verdedig die saak van Christus. What a man. En hy sê vir hulle, dat hierdie Messias was 'n man soos Moses, en dit verwys na Jesus. Hy gebruik hy profesie om Jesus te verklaar aan hulle. En hy sê vir hulle, net soos Moses verwerp was die eerste keer, maar die tweede keer aanvaar was, net so sal julle Jode het vir Jesus verwerp die eerste keer. Maar ek sê vir julle, daar gaan 'n dag kom, dat hierdie Messias gaan terugkeer, en dan sal die Jode hom aanvaar as hulle Messias, en hulle sal hom aanbid, en hulle knie voor hom buig. Woe!
mense, kyk, toe het hy daai Jode nou goed kwaad gemaak. Toe sal hulle daarom nou lekker kwaad vir hom, oor die woorde wat hy gespreek het. Nou, liewe vriende, is dit nie merkwaardig dat dieselfde woord sommige mense tot blydskap kan verwek en ander mense tot woeding. Jy kan die woord van God spreek en sommige mense sal dit met blydskap aanneem, maar ander mense sal die woord verwerp. Hulle sal hulle ore toestop en dit verag. Hier kom Stefanus, hy bring die woord van God, die woord van lewe na hierdie mense toe. Wat was hulle reaksie? Het jy gelees daar wat hulle reaksie? Kyk al by vers 54, ons is nou klaar. Vers 54 sê, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande geknars. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. En Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens, hierdie een wat julle gekruisig het, ek sien hom aan die regterhand van God staan. Halleluja! Maar die Jode was woedend. Broers, dat al die goed is, dra by tot waar ons vandag sit, tot waar die Jode vandag sit. Jy weet nie, dinge gaan erg by die Jode. Hulle moet hulle self verdedig op elke front. En hulle hardloop uit ammunisie uit, want ek dink die Amerika gaan nog lang vir hulle voorsien. En dit moet gebeur. En kom ek sê vir jy, dinge gaan nog erger raak. En dit gaan so erg raak, dat hulle op 'n dag gaan kom, wat hulle hande in die lug gaan steek, en gaan uitroep, geseënd is hy, wat kom, in die naam van die Here. En dis daardie dag, wat die Here sal terugkeer, en sy volk sal kom verlos. Net soos wat Moses die Hebreëus gaan verlos het, toe dinge op sy ergste was in Egipte. Gaan lees bietjie in Exodus 5, hoe erg het dit geraak, hoe die werkslading erger geraak het, hoe hulle nie meer mag vermeerder het nie, want hulle te groot, hulle het 'n bedreiging geraak vir die Egiptenare. Het so erg soos wat dit was vir die Hebreëus, toe Moses hulle gaan verlos het, so erg en nog erger gaan dit wees vir die Jode, voordat Jesus gaan terugkeer, om hulle te verlos. Maar tannie, daardie dag, wanneer hy gaan terugkom om hulle te verlos, gaan ons saam met hom terugkom. En dan gaan ons, saam met die Jode, maar dan gaan hulle nie meer Jode wees nie, dan gaan hulle Christene wees, want hulle gaan die Messias aanvaar. Kan jy self indink, die hele Joodse volk, Christene, die wat nog oor is, want 2/3 gaan uitsterf, voor dit gaan gebeur. Oorblyfsel, gaan hom herken. En dan gaan ons almal ingelei word in die ewige koninkryk van God. Om saam met hom te heers, om saam met hom te regeer, Jood en Griek en slaaf en vryman en skug en Arabier en Iranian en maak die saak wie nog nie. Almal wat in Christus is, gaan hom aanbid as hulle Messias. Ek is opgewonde baie. Soon and very soon. Maar vandag vind ons dat mense maak vandag nog, soos wat hulle daardie tyd gemaak het, hulle verwerp die woord van God. Hulle stop hulle ore toe. Vandag se mense is nog presies dieselfde. Ek dank God vir mense soos u. Soos 'n Augustine en 'n Kathleen en 'n Tannie Rita en 'n François en almal van julle wat die woord met blydskap ontvang het. Soveel so dat jy jou bekeer het.
Soveel so dat jy die sonde en die bekommernisse van jou weggewerp het en jou knie gebuig het voor die Messias as jou Heer en Meester. Ek vrees vir die wat hulle ore toestop vir die lewende woord van God. Want hulle uiteinde sal wees 'n plek wat brand met vuur en swaam. So my liewe vriende, moenie doen soos die Jode gedoen het. Neem die woord aan, ook vanmôre, met blydskap. Onderwerp jou aan God, want daarin is die oorspronge van die lewe. Amen. Ek sluit met Psalm 1, en ons gaan dit net saam lees. Hoor die pragtige woord van Psalm 1. Welgesalig is die man, wat die wandel in die raad van die goddeloos, en die staan op die weg van die sondaar, en die sit in die kring van die spotters. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig. Hemelse Vader, ek dank U vir U woord. En ek dank U dat U U seun gestuur het en aan hom U woord gegee het om tot die mens te kom spreek. Ek dank U dat U vir ons U wil en U plan vir ons bekend gemaak het. En ook vir ons die weg getoon het waardeur ons weer in gemeenskap met U kan wees. Here, ek vat vanmôre hierdie woord en ek druk dit styf teen my vas. U woord is lieflik. Gelukkig is die man wat sy vreugde vind in die woord van die Here. Welgeluksalig is hy wat hom verlustig in die lewende woord van God. Soos die liedere-digter sê, lieflike woord, lewende woord. Ek dank U daarvoor. Ek vra, Here, dat in hierdie tyd wat ons nog oor het op aarde, dat die liefde vir U woord sal vermeerder onder ons. Ek vra, Here, vir 'n onversadigbare honger in elke een se hart om hierdie woord te eet, soos wat hulle 'n middagete sal eet. Dat hulle dit sal verteer, dat hulle vreugde daarin sal vind. Want dis waarmee ons pad suiwer hou, deur dit te hou na U woord. Mag dit so wees. O Heilige Gees, U wat die woord vir ons lewend maak. O, ek vra dat U sal aanhou om te doen wat U doen, om die woord vir ons oop te breek, en dat aan ons te verklaar. Ek vra dit in Jesus wonderbare naam. Daardie man, wat die woord van God was, wat vlees geword het. Soos wat Johannes 1 vir ons sê, aan die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. En alle dinge het deur hom ontstaan. En daardie woord, vers 14, het vlees geword, en onder ons kom woon. Dank U. Dank U vir die vlugels woord. Maar dank U, Heilige Gees, dat U die woord rema maak vir ons. Lewend. Ek eer U daarvoor. In Jesus naam.